Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ons woord kom uit Psalm 37 vers 5. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. Baie keer nadat ons gebid het, amen gesê het, begin ons gedagtes weer in 100 rigtings hardloop. Bedink ons ou planne wat nuwe planne raak en begin ons beplan aan wat ons nou moet doen, wat ons nou moet regkry. Maar daardie vertroue van ons eie werke, van ons eie vlees, vertraag baie keer God se werke. Wanneer ons vra wat net God kan doen, is ons veronderstel om dan te begin wag in geloof op net wat hy kan doen. Maar baie keer is ons hier in versoeking om tog maar iets te begin doen, die geveg tog maar oor te vat in ons hande, om iemand te probeer red wat besig is om te verdrink en in angs verkeer, is baie moeilik, want hulle spaartel ook om bo te bly. Maar dink mooi vanoggend hier, aan hoeveel mense, ek en jy, wanneer ons wil red, hulle in situasies sien, waar net God hulle kan red. Geestelike kragte kan nie werk solank ons vertrou op aardse magte en kragte nie. Die Here vat sy tyd om ons gebede te beantwoord, vir 'n goeie rede. Hy wil vir ons die beste hê, dat alles meewerk ten goeie wat gebeur tot ons beswil. Daarom sê die woord vir ons soveel keer, kyk na die natuur. Brood is nie dadelik daardie sny brood wat jy op jou bord sit, botter opsmeer en 'n lekker konfytjie nie. Dit is nie dadelik daardie stuk brood wat jy die broodsakkie uithaal nie, maar dit was eers 'n koringkorrel, waarvan 'n oes afgemaal was. En toe is hierdie korrels gemaal en gemaal, totdat dit fyn, soos die brood raak, wat hulle kan knie, kan meng om brood van te gemaak het, te bak in 'n oond. So wanneer jy begin bid, besef, jy saai jou mosterdsaadjie geloof in God se tuin, en dan begin die proses van wag. Verseker gaan daar 'n plantjie opkom, maar in die proses lyk dit of daardie saadjie nooit totaal en al deur die grond sal kom nie. En onder, waar jy nie kan sien nie, is dit 'n aaklige storie, hoe hierdie saadjie eers misvormd raak, en dan 'n dun stingeltjie, wat sy pad deur die grond begin stoot, om bo uit te kom in die sonlig. Waar is ek en jy met God se ingeplante woord in ons binneste? Het ons dit al begin water gee, sodat God kan doen wat net God kan doen, en dit is om dit te laat groei. Soos wat die woord sê, die een sal saai. Jy het woord gekry uit God se woord uit wat saai is. 'n ander een sal kom nat maak. Jy het die Heilige Gees in jou, waarmee jy aanhoudend en gedurig moet bid in gees ook. Laat hierdie plantjie nat raak, hierdie saadjie, en dan daar die wonderwerk, maar dit is net God wat kan laat groei. Laat jou weg oor aan die Here en vertrou op hom, want hy sal dit uitvoer. Here Jesus, ons bid vanoggend en ons vra, help ons asseblief deur die Heilige Gees om nie in te meng waar ons net moet vertrou nie, dat ons nie op ons eie planne goed begin probeer doen nie. Here, daar waar ons seer gekry het in die verlede, omdat ons op eie planne ons goed probeer doen het, Here, help U ons om heel te word in daardie wonde, want Here, dit is hoekom ons soveel keer nie genoeg krag oor het, net om te bly bid nie, want ons het seer gekry. Seer gekry in kerke, seer gekry in geloof, seer gekry op ons eie krag. Here, kom asseblief en kom maak ons krankheid sterk. Here, ons siekte genees, en Here, ons swakheid, gee U ons asseblief U versterking, in Jesus naam, amen.